Goeiedag en welkom hier by die Suidlanders Media Kanaal. Eerstens, 'n belangrike vrywaring. Hierdie video bied algemene inligting en praktiese raad. Dit is nie 'n plaasvervanger vir professionele sekuriteitsadvies nie. Raadpleeg altyd gekwalifiseerde sekuriteitskundiges en regspersone vir u spesifieke omstandighede en risiko's. Stel jou voor jy word wakker in die middel van die nag deur geluide buite jou huis. Jou hart klop vinnig. Jy weet dalk nie presies wat aangaan nie, maar jy het sekondes om te besluit. In sulke oomblikke kan 'n goed beplande kluiskamer die verskil beteken tussen lewe en dood. Baie mense onthou die dramatiese tonele uit die fliek Panic Room met Jodie Foster. Kom ons noem hierdie veilige ruimte in Afrikaans eenvoudig 'n kluiskamer. Die naam klink dalk ironies, maar soos ons sal sien, is dit presies die plek waar jy veiligheid eerste stel. In die gewelddadige kultuur waarin Suid-Afrika vandag verkeer, met stygende misdaad en gewelddadige protesaksies wat al hoe meer na woonbuurte oorspoel, het 'n kluiskamer een van die belangrikste sekuriteitsbyvoegings geword. Dit kan in grootskaalse anargie, sowel as by alledaagse geweldsmisdaad, 'n lewensredder wees. As jy nie betyds kan wegkom nie, of as plunderende groepe jou huis binneval, bied 'n kluiskamer dikwels die enigste manier om sonder direkte konfrontasie te oorleef. Daar is hoofsaaklik twee benaderings: die versterkte kluiskamer, wat ontwerp is om lank weerstand te bied, en die versteekte kluiskamer, wat op geheimhouding en onopsigtelikheid fokus. Baie mense kombineer elemente van albei. Onthou die 2021 onrus in KwaZulu-Natal en Gauteng. Binne dae het openbare orde vinnig versleg, winkels is geplunder en gewone mense het in gevaarlike situasies beland. Vandag sien ons soortgelyke spanning wat aanhou broei. Met die moontlike xenofobiese optrede rondom 30 Junie 2026 en die aanhoudende risiko van grootskaalse geweld, is voorbereiding nie meer 'n luukse nie. Dit is 'n noodsaaklikheid. 'n Kluiskamer is nie jou eerste lyn van verdediging nie. Dit is jou laaste toevlug. Al die ander maatreëls, heininge, alarms, honde en beligting moet steeds in plek wees. Die eerste en goedkoopste stap is vroeë waarskuwing. 'n Hond wat blaf, bewegingssensors, buiteligte wat skaduwee skep of selfs grys voor vensters en deure kan kosbare sekondes gee. Baie kundiges beveel aan dat die hoofslaapkamer as kluiskamer ingerig word. Jy is reeds daar as 'n aanval snags plaasvind. Met eenvoudige aanpassings kan jy die kamer veiliger maak. Vervang die deur met 'n soliede een met ekstra slotte. Oorweeg veiligheidsglas of selfs om vensters toe te bou. 'n Goedkoop en effektiewe opsie is 'n valsmuur of 'n boekrak op skarniere wat soos 'n normale deur oopswaai, maar met sterk slotte die kamer afsluit. In die chaos van 'n haastige aanval sal min indringers die tyd hê om elke muur of kas deeglik te deursoek. As jy 'n aparte kluiskamer bou, plaas dit naby die area waar die gesin die meeste tyd deurbring. Jy kan sandsakke binne teen die muur stapel, selfs net 'n meter hoog, bied goeie beskerming teen moontlike skote. Geheimhouding is absoluut kritiek. Niemand buite jou onmiddellike gesin mag weet van die kluiskamer nie, veral nie huishulpe nie. In te veel gevalle werk hulle saam met aanvallers. Die kamer moet toegerus wees vir moontlike lang verblyf. 'n Goed voorbereide noodkoffer is 'n noodsaaklike deel van jou kluiskamerbeplanning. Dit moet genoeg wees vir minstens 72 uur, maar verkieslik langer as jy tydens onrus moet bly. Fokus op water, nie bederfbare kos, mediese voorrade, kommunikasie en basiese higiëne. Elke volwasse persoon behoort 'n eie koffer te hê, met ekstra items vir kinders en gesinsbehoeftes soos medikasie, troositems en dokumente. 'n Goedkoop selfoon van minder as R100 by Pep Stores, permanent aan en gelaai in die kamer, kan 'n lewensredder wees. Stoort noodnommers daarop en reël vooraf met familie wat om te doen as jy bel sonder om te praat. Sit die foon op stil.
Installeer 'n paniekknop of alarm wat van binne geaktiveer kan word. Dit maak aanvallers haastig. 'n Goedkoop kamerakkie wat die huis wys of selfs jou foon wat die skerm opneem, gee jou inligting sonder om die kamer te verlaat. Opnames kan later waardevolle bewyse wees. Wat as die huis aan die brand gesteek word? Sonder 'n kluiskamer sou jy dieselfde gevaar in die gesig staar. Met een het jy meer tyd, meer inligting en meer opsies. Gesinsvoorbereiding is noodsaaklik. Oefen gereeld as 'n gesin. Stel 'n tyd vas en oefen hoe om binne sekondes die kluiskamer te bereik. Maak dit 'n natuurlike reaksie, veral vir kinders. Leer hulle om onmiddellik en rustig te beweeg sonder om te vra of te huiwer. In die kamer hou 'n duidelike lys van prosedures. Maak alle selfone en elektronika stil. Gebruik materiaal soos handdoeke of kussings om byvoorbeeld asemhalingsklanke of hoes te kan verdoof. Neem skermopnames vir moontlike hofgetuienis en reël gemaklike sitplekke en kussings. Oorweeg 'n klein UPS-battery, batterybank of basiese sonkragstelsel om kommunikasie en beligting te onderhou as die krag afgaan. 'n Basiese traumakussie met verbande, ontsmettingsmiddels, tournikette en items om die liggaam te verhit of af te koel kan van onskatbare waarde wees. Ventilasie is kritiek, veral by langer verblyf. Installeer 'n pyp wat vars lug van buite bring, verkieslik hoog bo dakhoogte. Voeg 'n filter en maas by om rook en insekte te keer. 'n Klein batterywaaier help om lug te laat sirkuleer. Toets die stelsel gereeld en hou 'n handwaaier as rugsteen. Vermy te veel openinge wat swak punte kan skep. Vars lug voorkom dat die ruimte benoud raak en hou almal kalm. Onthou, paniek is een van die grootste gevare in enige noodsituasie. Voorafbeplanning en oefening bevorder kalmte en duidelike denke. Vir langer verblyf hou breinspeletjies en oorfone met geskikte media beskikbaar, veral nuttig vir kinders om besig te bly. Dink aan liggaamsgewig oefeninge wat goed is vir die lyf en siege. Soos bespreek in vorige video's op die Suidlanders en Suidlanders Media YouTube kanale, kan jy raad kry om 'n grypsak of kluiskamervoorraad voor te berei met kos, medisyne, elektronika, klere en ander noodsaaklikhede. 'n Kluiskamer hoef nie duur te wees nie. Dit gaan oor slim beplanning en voorbereiding. Die doel is nie om in vrees te leef nie, maar om voorberei te wees. Dankie dat jy gekyk het. Bly waaksaam en voorbereid. Laat weet in die kommentaar of jy al so iets oorweeg het en deel hierdie video met mense vir wie dit belangrik kan wees. 'n Suidlanders groete, mooi loop, tot 'n volgende keer.